Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Ek herinner jou aan ons wynveiling die 11de Junie en die reëlings is besig om mooi alles in plek te val en ons is baie opgewonde, maar ons het nog 'n paar lotte nodig. So as jy 'n lekker bottel wyn of 'n Magnum of enige iets het wat ons as 'n lot kan verkoop daardie aand, asseblief kontak die kerkkantoor so gou as moontlik. Aan die einde van die vorige kwartaal het ons verborge gevra dat ons kinders van Klapmuts kan borg om #Imagine toe te gaan. En ek wil graag vir die gemeente dankie sê, maar die kinders wil ook dankie sê. Hallo, my naam is Stefane Jacobs. Goeiemôre, my naam is Kennis Anders. Riano Aides. Naledi Mapasa. Jason Roy. Syvenik Samson. My naam is Jaime Bongene. Ek het baie geleer van Jesus en is lekker om 'n visser te wees van Jesus. Ek wil net baie dankie sê aan al die mense wat vir ons die opportunity gegee het om vir die eerste keer op 'n Imagine kamp te gaan. Dit was baie lekker om by Imagine te gewees het. Dat was een lekkerste goed wat ek gedoen het in my lewe. Imagine het baie vir my beteken want ek het meer geleer van die Here. En baie dankie vir die mense wat vir ons gesponsor het om daar uit te kom. Dankie. Dit was baie lekker by Imagine. Ek het baie vriende gemaak en baie geleer oor God. En ek wil net dankie sê aan al die sponsors en Dominee vir die tente en dit is die eerste keer wat ek so iets ge-experience het. Dankie. Die encounter stations het my baie beteken. Dankie, Imagine. Sambona. Ons het 18 kinders gestuur en dit het sommer 'n nuwe passie en vuur in ons Klapmuts jeug wakker gemaak. Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Ons begin vanaand met Pinkster, maar vanoggend is ons nog besig om te kyk na die leeflig reeks. En ons gaan stil staan by die 4de gewoonte. Maar voordat ons dit doen, gaan ek vir ons 'n stuk lees uit Psalm 27. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Dis wonderlik dat hy ons lig is en dat hy ons ook uitstuur om sy lig te dra. Amen. Die teksgedeelte waarna ons vandag gaan kyk, kry ons in Romeine 12. En Romeine 12 is daardie bekende hoofstuk wat begin met moenie gelyk word aan hierdie wêreld nie, maar laat jou denke vernuwe word. Wees 'n lewende offer vir Christus en laat jou denke vernuwe word. En na dit kry ons dan nou hierdie teksgedeelte wat sê riglyne vir die Christelike lewe, wat eintlik vir ons 'n klomp gedagtes gee oor waar Paulus sê dis hoe ons normale bestaan veronderstel is om te lyk. En dan kry ons baie uitdagende sinne daarin, sinne soos byvoorbeeld sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Maar dan kry ons hier heel aan die einde van Romeine 12 kry ons hierdie baie belangrike sinnetjie wat sê moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hierdie is 'n vers wat genoem is net nadat Paulus vir ons verduidelik hoe ons vyande moet hanteer, hoe ons vyande moet lief hê, hoe ons vyande moet seën as hulle ons vervloek. En dan kom sê Paulus hierdie sinnetjie, laat ons nie deur die kwaad oorwin word nie, maar ons kan die kwaad oorwin deur die goeie. Een van die plekke waar dit die vinnigste getoets word, is natuurlik as ons met ons vyande te doen het, of die mense wat ons seer gemaak het, of die mense wat ons te nagekom het. En ons ken Jesus se woorde in Matteus 5, wat sê, jy moet jou vyande lief hê. En daarom kyk ons vandag na die 4de gewoonte wat ons by die vroeë kerk kan leer, en dit is om daar waar jy seer gemaak is, te seën, deur die kwaad te oorwin
met die goeie. Die twee grootste voorbeelde wat ons definitief kry van waar hierdie waarde uitgeleef word, is natuurlik Jesus aan die kruis, en ons lees dit in Lukas 23, waar Jesus aan die kruis sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan kry ons een van Jesus se volgers in die vroeë kerk, wat sy God, Jesus, naop, wat soos hulle hom stenig, ons lees al van in Handelinge 7, soos wat hulle vir Stefanus stenig, dan bid hy hardop, Here, moet hulle nie hulle sonde toereken nie. So letterlik terwyl iemand besig is om hom dood te maak, terwyl 'n groep mense besig is om hom dood te maak, terwyl 'n groep mense besig is om Jesus dood te maak, hoor ons hierdie woorde van Jesus en ons hoor die woorde van Stefanus, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, moet nie hulle sonde hulle toereken nie. En dit is een van die kragtigste uitlewings van geloof, een van die kragtigste uitlewings of getuienisse van wat ons glo. Maar dit maak dit nie maklik nie. Ek dink, soos wat ons deur hierdie gewoontes gewerk het, om in afsondering, in gebed te wees, om lig te reis, om in eenheid te leef, is vandag se tema dalk een van die moeilikstes, want dit raak baie diep, dit raak naby aan die been, dit raak baie persoonlik, want die vraag is, leef ons geloof uit, as dinge moeilik raak. Henry Nouwen het in 'n boek Letters to Mark het hy geskryf, jy hoef nie te wonder oor wat die moeilikste opdrag is wat Jesus vir sy volgers gegee het nie, jy kan maar net reguit gaan na Jesus se sinnetjie waar hy sê, jy moet jou vyande lief hê. Dit is 'n radikale, onnatuurlike opdrag wat Jesus vir ons gegee het, om daar waar ons seer kry, daar waar ons te nagekom word, nie te reageer met wraak nie te reageer om daai seer terug te gooi nie, maar om te reageer met seën. Iemand het eendag gesê, it's better to light a candle than to curse the darkness. Ek is nie self 'n roeier nie, maar ek het al gekyk hoe ouens roei, en dit lyk vir my soos 'n rowwe sport, veral as die wind en die weer dit ekstra moeilik maak vir jou, as jy so deur die rapids gaan, en ek in my kop dink ek altyd, ja, daai klippe lyk darem kliphard, en as jy hulle tref, dan is jy in jou kanon in. Maar ek dink daar's 'n ding wat erger is as om deur die gemors te gaan en deur te beweeg en aan te gaan. En dit is om in 'n tipe van 'n maalkolk te beland, daar waar jy nie deur die gemors gaan nie, maar daar waar jy in die gemors jouself bevind, en jy kan eenvoudig nie uitkom nie, en jy gaan net in die ronde eerder as om deur dit te beweeg. En so sien ek baie keer in my bediening, in my gesprekke met mense, sien ek mense, kinders van Jesus, wat vasgevang is in 'n diep, donker gat, wat vasgevang is eintlik in 'n maalkolk van hulle eie seer. En die seer wat met hulle gebeur het, is meeste van die tyd nie deur hulle eie keuses nie, dit is iets van buite af, 'n tipe van 'n ramp wat hulle getref het, iets wat hulle nie gekies het nie. Maar dat daardie seer 5, 10, 15, 20, 25 jaar later nog steeds die mantra, die lese van hulle lewe geword het, en dat hulle nie uit hierdie maalkolk kan uitkom nie. En ek dink dit is een van die dinge wat ons geloof ons eintlik meer help, is om te sê, maar juis daar waar ons seer gekry het, juis daar waar ons kwaad is vir 'n vyand, waar ons kwaad is vir die Here, waar ons kwaad is vir 'n omstandigheid wat iets oor ons pad gebring het, om te sê, kom ons draai daardie kwaad, kom ons draai daardie aggressie in seën. En
miskien kan ek nie in daai oomblik sê ek seën die persoon wat my te nagekom het nie, maar om ten minste vir 'n oomblik te erken dat dit wat ek beleef in my seer, dit wat ek beleef in my donker, dit wat ek beleef in die gat waarin ek myself bevind, het eintlik baie potensiaal om iemand anders wat in 'n soortgelyke gat is, te ondersteun. So hierdie quote wat ek gelees het, it's better to light a candle than to curse the darkness, leer ons eintlik 'n eenvoudige lewensbeginsel dat as ons in 'n diep donker gat is die antwoord nie om kwaad te wees vir die donker nie, maar om die kleinste liggie wat jy is en wat jy kan aansteek, aan te steek en dat een ander persoon wat dalk saam met jou in die donker is, daardie lig kan sien. Ek weet dit is sielkundig bewys dat mense wat deur 'n donker emosionele gat gaan en op 'n donker emosionele pad is, een van die grootste teenmiddels is nie pille nie, is om eenvoudig te gaan dien. Hoe snaaks dit ook al klink, om van jouself, van jou tyd te gaan gee en iemand anders te gaan bedien, om vir iemand blomme te vat, om vir iemand brood te bak, om iets te doen waar jy vrygewig is sielkundig bewys om 'n stuk vrede en 'n stuk behoort weer in jou eie lewe te bewerkstellig. Mike wat ons Pinkster gaan doen het in een van sy boeke geskryf, dat as swaar dinge oor ons pad kom, of as mense lelike goeders oor ons sê, het ons eenvoudig een van twee keuses. Die een opsie is word bitter, die ander opsie is word beter. Gaan ek bitter word of gaan ek beter word? Gaan ek aanhou in hierdie maalkolk rondswem? Of gaan ek die woorde van Romeine 12 ter harte neem en die kwaad oorwin met die goeie? Gaan ek my stukkie kers in die donker aansteek wat die Here vir my gegee het? Iets wat ons raak sien in die vroeë kerk is dat die getuienis van die vroeë Christene was op sy kragtigste gewees as hulle vervolg was, as hulle onderdruk was. Justinus skryf oor sy eie bekering en hy sê iets in die lyn van, hy het nie 'n kind van die Here geword omdat dit so lekker gelyk het om 'n kind van die Here te wees nie. Inteendeel, dit het glad nie lekker gelyk nie, want die Christene is vervolg, die Christene is uitgemoor. Maar dat hy 'n Christen geword het, omdat hy die getuienis van kinders van die Here gehoor het, terwyl hulle in die hof is, of in die tronk is, en hoe hy net vir homself gesê het, as jy in so donker diep gat, so passievol en optimisties kan wees oor die boodskap van Jesus Christus, dan kan dit nie anders as om die waarheid te wees nie. Ons getuienis, ons lig wat ons skyn die helderste, as ons dit in die donker tye van ons lewe kan laat skyn. Ons is die lig. Matteus 5 sê vir ons hierdie bekende woorde, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ek en jy is die lig vir die wêreld. En die wêreld het die lig bitter baie nodig. Jacques Strydom sê ons moet almal treehuggers wees, maar dis nou nie die manier hoe ons dink aan treehuggers nie. Hy sê, buiten dat Jesus aan hout gehang het, is daar iets wonderliks wat 'n boom doen. 'n Boom vat ons vrot CO2 asem en hy vat dit in en hy transformeer dit en hy produseer vars suurstof. En dan kan ons dit weer inasem en ons het dit nodig. Iets van dat ons die vermoë aanleer om die gemors, die seer wat na ons pad toe kom, vir die Here te gee, saam met die Here te verwerk, en dat dit wat uit ons monde en uit ons lewe uitkom, lig en seëning sal wees, en nie vloek en wraak nie. Richard Rohr sê dat pyn beweeg, en pyn wil iewers heen beweeg, en as dit nie binne in ons verwerk word nie, gaan dit geprojekteer word na ander toe. Die ander bekende sêding is hurt people. En die oproep wat ons deur Paulus kry om te sê, laat die goeie die kwaad oorwin,
is 'n oproep om daardie siklus te breek. Is eintlik 'n oproep om te sê, hurt Christians heal people. Dat ons op 'n manier in ons donker tye, daar waar ons seer kry, dit saam met die Here kan verwerk, en dat genesing by ons lewens uit kan kom, en by ons monde uit kan kom. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige boodskap vandag, en die boodskap kan in een beeld eintlik opgesom word, en dit is dat een enkele klein kersie het die mag om pikdonker te breek. Een enkele klein kersie is nie bang vir die donker nie, een enkele klein kersie wag eintlik vir die dag wat hy alleen in die donker kan skyn, want dit is waar hy op sy helderste gaan skyn. So ons word uitgenooi as kinders van die Here, om selfs in ons donker tye, selfs in ons seer, te kyk na Jesus, te kyk na Stefanus, te kyk na die vroeë kerk, en vir die Here te vra, Here, gee ons die krag om ons lig helder te laat skyn in die donker. Kom ons kyk hierdie video en dan bid ons saam.
ons so Here, laat U lig deur ons skyn. Bring genesing, bring verandering, bring troos, bring vergifnis. En laat ons lig, laat U lig deur ons net helderder en helderder skyn. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons hoop om jou te sien vanaand by Pinkster, Maandag, Dinsdag en Woensdag. Dit gaan ook gestream word, so hou die WhatsApp groepe dop. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.